Ons praat oor 'n oop hemel. En hoe kom ek by 'n oop hemel uit? Hoe kry ek die hemel oop oor my? En vanaand praat ons oor klim die berg. Berge speel 'n baie belangrike rol in die Bybel. Een man, Moses, ontmoet die Here op 'n berg en die wêreld se geskiedenis verander van daardie oomblik af. Een man op 'n berg ontdek daar is 'n oop deur as jy bereid is om 'n berg te klim en vuur val uit die hemel. Dis op 'n berg, hoë berg, in die eensaamheid sê die Bybel, waar 3 disippels die geheime deur kry na 'n oop hemel. Ek praat met jou oor die geheime deur na 'n oop hemel. Nou, jy het nou die prentjies gesien wat ons jou gewys het. Ons praat nie van 'n ou heuweltjie klim nie. Ons praat nie van 'n bergie klim nie. Ons praat nie van daai berg wat jy sê skuif en dan skuif hy nie. Ek praat van 'n berg wat jou vat na 'n geheime deur toe. En die storie waaroor ons praat is Genesis 8, vers 1 en vers 4. Lees dit 'n bietjie. En daar's 'n paar belangrike goed wat jy moet onthou. Die eerste ding wat jy hier raak sien is, die Engels is baie mooier as Afrikaans. Hy sê, God remembered Noah. So, jy verstaan die storie, nee, vir 'n jaar lank omtrent, het hy op hierdie oop see gedobber, en hy sien nooit die son nie, want sy uitkyk as dit net donker wolke. Hy weet nie waarheen hy gaan nie, hy weet nie hoe lank gaan hy daar wees nie. Imagine vir 'n jaar lank in 'n beknopte ruimte, saam met al daai diere wat daar is, en saam met jou familie. Ingehok, jy kan nêrens gaan nie, jy kan nie sê, ek gaan gou eentjie ry met my kar nie. Jy's daar, en vir 'n jaar lank is hulle daar, en kan jy dink, stel jouself na 'n prentjie voor, en miskien het hy baie keer gebid, en gevra, Here, waar is U? Here, onthou U my, Here, weet U, ek is nog hier, en dan op Genesis 8 vers 1, in Genesis 8 land die ark op die berg Ararat. Hulle kom op 'n berg aan, en by daai berg, hoor Noag hierdie woorde, God remembered Noah. So, die eerste ding wat jy ontdek, as jy by hierdie geheime deur kom, is die Here vergeet jou nooit. Die storm waarin hy was nie om hom te verwoes nie, maar om hom na 'n berg toe te vat, waar daar 'n geheime deur was, na 'n oop hemel toe. So hierdie storm het 'n purpose gehad. Dit moes hom op 'n plek bring, waar hy kon hoor. En dit was gehoorsaamheid dat hom in die storm laat beland het, nee. Dit was net, ek gehoorsaam die Here, en toe hy die Here gehoorsaam, toe sê 'n storm. Dis die laaste ding wat jy verwag as jy gehoorsaam is aan die Here, maar, en hoe lank, Here, gaan jy in daai storm wees? Nee, jy kry net nie antwoord nie. Hoe lank jy daar gewees, weet jy nie. So, dit bring jou op 'n plek waar jy hierdie ding weet, dat die Here vergeet jou nooit, en dan gebeur daar, as die hemel oop is, gebeur daar 3 dinge. En dis die 3 dinge waaroor ons vanaand 'n bietjie met mekaar praat. By 'n oop hemel gebeur daar 3 dinge. 1. Die Here stuur 'n wind. Lees 'n bietjie in Genesis 8, wat doen die wind? En relate dit na vandag toe, wat beteken dit vir my vandag, en veral as ek in 'n storm is, en as ek 'n lang tyd al deur 'n storm kom, wat beteken dit vir my? So as ek lank genoeg aanhou, en lank genoeg klim, gaan ek die Here se stem hoor, en dan gaan die Here se wind begin waai. By 'n oop deur begin die Here se wind te waai. Wat beteken dit? Wat sê dit? Die tweede ding wat gebeur is, die Here gee hom 'n teken. In Genesis 8 is daar 'n teken, maar dink 'n bietjie verder as Genesis 8. Dink aan die hele storie van Noag, en dink aan wat was die teken, en wat het die teken beteken. So ek wil nie net jy moet dink aan die kraai en die duif nie. Wat was die teken? En wat het daardie teken gesê? Dis die tweede ding wat jy gaan hoor as jy 'n oop hemel het. En die derde ding wat die Here vir hom sê is, gaan nou uit. Verlaat nou hierdie ruimte waarin jy vasgevang was. Maak hy deur oop, gaan uit. Jy gaan nie langer in hierdie noute vasgeklem wees nie. Jy is nie langer net dobberend, rigtingloos, jy weet nie waarheen nie. Gaan nou uit. Wat beteken dit vir jou? Wat sê dit vir jou? En as jy dit gaan ontrafel, dan weet jy, die storms waardeur jy gaan,
Dis hoekom die Bybel sê alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. Die storms waardeur jy gaan, is nooit bedoel, en die Here laat ook nie daai storm toe om jou te verwoes nie, maar om jou na 'n oop deur toe te vat, na 'n oop hemel toe. Dit gebeur nie as jy in die vallei is. In die vallei is daar nie oop deure nie, en in 'n vallei is daar nie 'n oop hemel nie. So, as jy aanhou om die berg te klim, dan vind jy, die storm vat my na 'n hoë berg toe, en op die berg is 'n geheime deur. Maar baie interessant, ek lees, as daar 'n storm in die natuur broei, dat wilde diere dit aanvoel, optel, en na hoër plekke toe gaan. Want hulle weet wat aan die kom is, hoër plekke. Praat 'n bietjie met mekaar oor, wat is hoër plekke? En dan dink ek, gaan ons baie meer sin maak uit die goed waardeur ons gegaan het, en dalk nog moet gaan.